Dag sê, in hierdie reeks van ons oorbring die hemel aarde toe, is ek by die gawe van gebrokenheid. So as jy in Matteus 5 gaan kyk, dan is ek by Matteus 5 vers 4. Kom ons bid eers gou saam. Here, ons Here, wat 'n wonderlike voorreg dat ons u woord kan vashou. Dat ons in ons eie taal dit kan lees. Dat u deur die Heilige Gees ook die woord vir ons verstaanbaar maak. So ons wil vra dat u ons sal seën met die teenwoordigheid, dat u ons gedagtes sal beïnvloed, eintlik oorweldig, sodat ons die stem kan hoor en vir u sal verheerlik. Praat nou met ons, Here, dat ons die stem kan hoor. Amen. En nou wil ek jou nooi en sê, kom ons lees uit die Bybel uit. Dis die Here se woord, Matteus 5. Ek gaan daarvan af vers 3 begin saam lees. Dis die Here se woord. Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Geseënd is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Geseënd is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Geseënd is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Geseënd is die wat vervolg word, omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is julle, wanneer die mense julle ter wille van my beledig en vervolg en valslik alles wat sleg is van julle sê. Wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel. Hulle het immers die profete voor julle net so vervolg. Julle is die sout vir die aarde, maar as die sout verslaan het, hoe kry mense dit weer sout? Daar's niks meer werd nie. Dit word buitekant weggegooi en die mense vertrap dit. Julle is die lig vir die wêreld. 'n Stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Ook steek 'n mens nie 'n lamp op en sit dit onder 'n emmer nie, maar op die lampstander en dit gee lig vir almal in die huis. Laat julle lig voor die mense skyn, sodat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Ons lees dit daartoe saam. Dit bly daarom maar net 'n pragtige teksgedeelte hierdie. Eintlik 'n teksgedeelte wat 'n mens se hele lewe oorneem. Ek is vandag hier by Matteus 5 vers 4. Geseënd is die wat treur, want hulle sal getroos word. Weet jy wat? Wanneer jou hart regtig oop gaan vir God, begin jy anders kyk. Jy sien die mooi buitekant, maar jy kry dit reg om ook die stikkende kant van die lewe met waardering te kan raak sien. Die leegheid, die pyn, die nood, die stilweg uitroep na hulp, raak vir jou sigbaar en verstaanbaar. En weet jy, as God jou hart aangeraak het, kan jy nie meer net na die oppervlakkige dinge van die lewe kyk nie. Dan begin treur eintlik deel van jou lewe raak, want jy sien die stikkend en die seer in die lewe. Dis op daai punt van treur, van huil, wat Jesaja gekom het en gesê het, ek is 'n sondige mens en ek woon tussen sondige mense. Hy het nie hulle probeer sleg maak nie. Hy het eintlik net vertel van dit wat sy hart kon raak sien. Sy eie gebrokenheid, die stikkende wêreld. En dan gebeur hierdie ding van huil. Dis 'n ander huil. Ek gaan nou daarby kom. Maar ek wil dit vir jou sê, hierdie pad van huil is nie 'n ompad om by God se seën uit te kom nie. Hierdie pad van huil is die pad van seën. Want God breek jou hart oop. Wanneer laas het iemand vir jou gesê, weet jy, dit kan dalk 'n geskenk ook wees om te rou, om die pyn raak te sien. Dan wil mense sê, ag nee man, in ons kultuur is ons so gebou, ek wil van pyn ontsnap, ek wil positief dink. Jy weet, daai ou gediggie, die kelkie sonder voet, glimlag op die gesig, maar het huil in my gemoed. Ons is so, ek wil positief wees, ek wil glimlag, ek wil besig bly dat ek nie dink aan die swaar en die seer nie, ek wil nie lank huil nie.
Ons as Christene sal by mekaar kom en 'n drukkie gee en sê, hou moed, God is goed. En dan kom God na ons toe en hy sit jou op 'n bank neer en hy sê vir jou, geseënd is jy wat treur, wat nie alles reg kry nie, wat nie altyd sterk lyk nie, wat kan huil. Die woord wat Jesus hier gebruik vir rou of vir treur, is die woord met die meeste intensie wat ons kan bepaal. Dis die woord wat sê, jy het jou geliefde verloor. Die lewe is besig om die asem uit jou longe uit te druk. Ek is werklik gebreek. En God noem dit geseënd. Geseënd is hulle wat die gebrokenheid as 'n werklikheid sien. Dr. Connie Burger doen nogal baie daarmee dat hy sê, ons probeer wegvlug van lyding af. Ons maak 'n geraas, ons bly besig, ons soek afleiding, ons is selfs bang vir stilte, want nou kom die pyn weer terug en die lyding is weer by my. En die werklikheid is stikkend. Ons het hierdie grenslose nood in ons werklikheid. Mense is eensaam. Mense het depressie. Mense het verlies. Mense het vrees en skuld. Families breek uit mekaar uit. Nasies veg in oorlog teen mekaar. Ons leef en sterf baie keer sonder hoop. Met hierdie bang hart. Ek is so bang iemand gee nie om my. Ek is so bang ek eindig alleen. Ek is so bang ek gaan nie genoeg wees nie. En die hemel breek deur in die aarde, sê Jesus, wanneer ons nie meer perfekte mense is nie, wanneer ons in stikkende plekke staan as stikkende mense, en sy troos verskyn. Jy weet, daar is 3 soorte rou. Jesus het juis hierdie teksgedeelte geseënd is hulle wat treur, so wyd gestel, want daar is 3 forme wat ons kan raak sien. As ek kan rou oor my eie sondigheid, dan hou ek op om voor te gee. Dan is ek my eie sondige mens. En dan staan ek met my gebroke hart voor God wat hartseer is oor sonde. En God kan genesing in my eie hart bring. 2 Korintiërs 7, en jy moet dit gaan lees, dit is so mooi, vertel hy dat die goddelike droefheid bring juis bekering in ons hart. Richard Rowe het gesê, God het nie so baie te maak met ons skadukant, ons het almal 'n donker kant. Maar hy spreek ons egos aan. En dis wat 2 Korintiërs 7 doen. As ek my ego laat broos word en nietig word voor God, dan gee sy gees my 'n nuwe mens wees. Dan is die nietiging wat in my lewe plaasvind, eintlik 'n opbou van Christendom. Saam met die rou oor my eie sonde is daar ook die rou oor ander se pyn. Toe Jesus, Maria en Martha se pyn kon sien oor Lazarus se dood, het hy gehuil. Selfs hy het vir Lazarus uit die dood kom opwek. Om te kan huil, omdat ek nie al die antwoorde het nie. Om te kan huil oor die teenwoordigheid van pyn. Om bereid te wees om saam met iemand anders te huil. En dan is daar die derde vorm, as ek kan rou oor die noodtoestand van die wêreld. As jy na Jesaja 61 gaan kyk, en Jesus haal juist van Jesaja 61 aan, as ek kan wakker lê in die nag oor verlore gaande mense op hierdie aardbol, as ek kan wakker lê en regop sit oor onreg wat in my wêreld gebeur, as ek swaar dra oor die toestand van families en gesinne en huwelike, dan sê Jesus, julle is geseënd. As jou hart breek, saam met God se hart wat breek. So wat doen 'n mens aan gebrokenheid? Dood eenvoudig. Ek vlug na God toe. Wanneer ek my gebrokenheid en my nietigheid besef, vlug ek na God toe. En weet jy wat sê God dan? Hy sê, moenie bang wees nie. Karl Barth het gesê, jy kan die evangelie opsom met die woorde, moenie bang wees nie. Want dan skuil ek by God, Psalm 34, die Here is naby hulle wat gebroken is. Die wêreld sê, steek weg jou pyn. God sê, bring dit na my toe. Ek sal die haweloses by my troos.
So ek vlug na God toe. Maar dan stuur God my terug in hierdie wêreld in en hy sê, gaan tree in hierdie stikkende wêreld in en bring my lig na die nasies toe, gaan wees die sout van genesing tussen mense. Nie met die mag van hardheid nie, maar met sagmoedigheid, met liefde, met God se teenwoordigheid. Die wêreld ken veerkragtigheid, ek hoef jou daarvan niks te vertel nie, maar die wêreld verstaan nie van 'n stikkende mens, wat afhanklik is van God, en dan in volle vrede en vreugde kan leef, want so 'n mens bring die hemel aarde toe. Waarom is gebrokenheid dan 'n geskenk? Ons kan so maklik vra, regtig 'n geskenk? Ja, weet jy wat? Dit laat pretensie sterf. Dit breek die masker van ons gesigte af. Ons hou op voor te gee, om net altyd nuwe make-up aan te sit. En ons ontmoet God in eerlikheid. En omdat ons God in eerlikheid ontmoet, kom God na ons toe. Nie omdat ek die sterkste is, nie omdat ek so gepoleer is nie, maar omdat ek my eie gebrokenheid ontdek. En dan sê God, my liewe kind, as jy die stikkende kleipot is, dan word my krag regtig sigbaar deur jou krake. En God word sigbaar, want ek straal dan sy genade uit. Ek is die stikkende kruik wat maklik breek, wat sy wonderlike evangelie kan verkondig. En mense weet van hom sonder my. En dan in my wese word empatie gebore. Ek kan saam met ander dra in hulle las. En dan word ek 'n bron van genade in hulle swaar kry. En dan ontstaan 'n geloofsgemeenskap. As 'n stikkende mens en 'n stikkende mens mekaar saam begin dra, is dit 'n geloofsgemeenskap. En nou is op om kerk te speel en om vir mekaar te sê, o, het jy nou weer gesien en kyk daar, dan los ons daai goed en dra ons mekaar in liefde en word ons kerk van Jesus Christus. So hoor dit vanoggend, geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Hulle sal troos kry en troos gee. Die hemel gaan deurbreek en 'n nuwe aarde begin vestig. En dis die wonder van die evangelie. God wag nie tot jy heel is nie. Hy gebruik jou terwyl jy stikkend is. So, gaan staan so voor God en ontvang ook sy troos in hierdie gebroke wêreld. Here, dankie vir u woord. Dankie vir u troos. Dankie vir u moed. Ons prys u heilige naam. Ons wil u groot maak, so in my stikkendheid wil ek sê, Here, ek wil my ego voor u stikkend breek, dat my nietiging kan deurgaan, en sodat u my kan opbou van onderaf boontoe, sodat ek ook die krag en die moed en die genade en die liefde het, om uit te dra na ander toe. Hier is ek, Here. Amen. En nou wil ek jou groet met die Here se seën. Mag die genade van die Here Jesus Christus, mag die liefde van God, ons Vader, en die troos van die Heilige Gees by jou wees. Amen.